Goeiemôre, 1 Maart. Nog 'n berig vir Koepel TV, regstreeks hier uit Central Tennessee uit. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV. Is nou ook bevestig dat Amerika en Israel het nou totale air superiority oor Iran. Dit beteken al Iran se lugafweerstelsels is geneutraliseer, is nie effektief meer nie, en Amerika en Israel is nou besig om onverpoost bokant Iran te vlieg. Hulle het nou geskuif van 'n standoff attack, soos wat jy op lang afstand aanvalle doen met missiele en lang afstand wapens, na 'n stand-in attack toe. Met ander woorde, hulle vlieg nou bo in die teikens en stryk die teikens direk met vliegtuie. In die laaste 24 uur het Israel en Amerika gekombineer meer as 2000 strikes op Iran gedoen. En dit gaan nou voortduur, nou dat hulle hier totale air superiority oor die land het. Verder kan ons sien dat die vliegtuie van Amerika en die vliegtuie van Israel nou onverpoos opstyg, in Iran invlieg, en hulle gaan nou definitief stelselmatig die wapenstelsels van Iran begin neutraliseer en heeltemal vernietig. Trump het baie duidelik weer gesê gister dat die Iranse regering of die Iranse soldate, die wat nie saam met hulle Ayatollah saamstem nie, wat die wapens wil neerlê, hulle sal volledige amnestie kry. So vir onder die weermagte van Iran, die wat in die weermag ingedwing is en die wat dit vrywilliglik daar in die weermag is, hulle het nou die opsie, lê julle wapens neer en gee oor en hulle sal amnestie kry. Lê nie julle wapens neer en bly staan, dan moet hulle aanvaar dat hulle gaan aangeval word. En op die oomblik kan ons sien die sukses is aan die Amerikaanse en Israeliese kant. Daar's nog nie een Israeli of Amerikaanse vliegtuig afgeskiet nie. Daar's nog nie een Israeli of Amerikaanse soldaat dood in hierdie aanvalle nie. Maar daar's baie skade aan die Iranse kant. Soos ek Iranse soldate is, sal ek my wapens neerlê op die oomblik, want dis nou 'n verlore saak vir hulle. Al wat hulle oor het, is hulle langafstand missiele, ballistiek missiele, wat hulle indiskriminerend in siviele populasies inskiet. Dis al wat hulle ken, terroriste aanvalle. So, ons sal nou sien in die volgende paar dae, daar sal meer video's beskikbaar kom, vanaf military intelligence, vanaf Israel en Amerikaanse kant af, van teikens wat getref is, en hopelik maak hulle meer beskikbaar vir ons om te sien wat die skade op die grond. Dis dan Morne Botha, hier uit Middle Tennessee uit, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV. Geniet die dag.